Baie welkom by Pretoria FM se regsgesprek. Ons gesels vandag oor hoogverraad, 'n woord wat onlangs weer in die nuus is, na klagtes van hoogverraad aanhangig gemaak is teen individue wat na Amerika gereis het. Nou, hoewel die name van die individue nie genoem is nie en die valke ondersoek nou die klagtes, weet ons dat die MK-party klagtes van hoogverraad aanhangig gemaak het teen AfriForum en Solidariteit, omdat hulle kwansys misinformasie met die wêreld deel. Ons gesels hieroor met die strafregkenner Dr. Louwelen Kerloos. Goeiedag dokter, baie welkom. Hallo Serena, lekker om jou te gesels. Hoogverraad, dis 'n groot woord, maar wat presies is hoogverraad? Ek dink dit is belangrik dat ons net eers vir mekaar sê, dit is 'n baie ernstige misdaad. Vandaar die feit dat dit byvoorbeeld net in die Hooggeregshof self bereg kan word. Geen ander hof in Suid-Afrika anders as 'n Hooggeregshof kan so misdaad aanhoor nie. So dit sê vir jou die erns van die misdaad. Nou goed, dit is 'n gemeenregtelike misdaad, beteken dit is so ouds letterlik soos wat ons regstelsel self is. Om die waarheid te sê, ons het dit oorgeerf van ons voorouers en dit verwys na die Romeinse reg, mettertyd die Romeins-Hollandse reg, en sedert die Jameson inval hier in die vroeë draai van die vorige eeu ook in die Suid-Afrikaanse reg. Sedert die nuwe Suid-Afrika in plek gekom het, met ander woorde na 94 min of meer toe ons 'n grondwet gekry het, is daar nog net een so geval gewees waar 'n klagte van hoogverraad in ons howe gedien het en 'n suksesvolle vervolging plaasgevind het. En dis die bekende Boeremag verhoor gewees, wat ook toevallig die langste strafsaak is wat in die geskiedenis van ons land plaasgevind het. Sjoe. Nou goed, dit antwoord nou nog nie jou vraag nie. Jou vraag wat is hoogverraad? Wel, die eerste beginsel is, daar moet een of ander vorm van 'n getrouheid moet teenwoordig wees. Met ander woorde, tussen die individu of die persone en die land, naamlik die Republiek van Suid-Afrika. En ek sê is pertinent die Republiek van Suid-Afrika, want voor 1961 was daar sulke gevalle gewees. Maar wat toe gebeur het is, die verweer wat geopper was in die hof was gewees, maar Suid-Afrika is op daardie stadium nog nie 'n onafhanklike entiteit, 'n land is met soewereine land nie. Met ander woorde, ons het nog steeds ons getrouheid eintlik aan Engeland verskuldig gehad. En van daardie feit dat ons eintlik 'n getrouheid aan Engeland verskuldig was, maar nie aan Suid-Afrika nie, daarom kon jy nooit skuldig gewees het aan die misdaad nie. Dit was min of meer die argument gewees. Maar natuurlik na republiekwording het ons soewereiniteit gekry en is dit moontlik om hoogverraad teen die land te pleeg. So dis baie belangrik dat ons daai eerste ding identifiseer, naamlik 'n getrouheid. Die Engelse praat van allegiance. Ek dink dit is 'n baie mooi woord om dit baie meer te illustreer. Daarmee saam kom daar natuurlik dan twee ander elemente. Die oomblik as jou intensie, met ander woorde, jy moet 'n skuldige gewete hê, meer as wat net ons in ons gewone strafsaake sien, waar jy 'n opset het, daar moet 'n een of ander vorm van 'n gewelddadige opset wees om die regering omver te werp. Weereens, die Romeinse term wat gebruik word, illustreer dit die beste. 'n animus hostilis. En met ander woorde, 'n kwaadwillige intensie. Dit moet gaan meer as net 'n subjektiewe gedeelte van 'n element van die misdaad. Dit is eintlik as ware 'n aparte element wat bewys moet word. So dis 'n baie moeilike bewyslas wat natuurlik van stapel gestuur word. En natuurlik moet dit onregmatig wees. As jou bedoeling is dat jy die regering van die dag wil omverwerp met geweld, en dit is daardie gewelddadige opset wat jy openbaar, dan kan jy natuurlik skuldig wees aan die misdaad, mits jy natuurlik aan die ander elemente wat ek sopas genoem het skuldig is. Daar is natuurlik verskillende definisies van hoogverraad, en om die waarheid te sê, daar is verskillende komponente. Jy kan dit doen deur wyse van propaganda byvoorbeeld. En ek dink dit is waarop die MK-party sin speel. Ek het van die berigte gelees wat John Kloppe, wat natuurlik 'n groot voorstander is van hierdie aantuigings, waarop hulle self beroep, en ek is nie oortuig nog steeds ten spyte daarvan, dat daar aan die elemente van hierdie misdaad voldoen moet word nie. Maar dit is min of meer in 'n neutedop, miskien in leeketaal, 'n verduideliking wat is hoogverraad. Wat vir my wel interessant is dat 4 individue van Suid-Afrika na Amerika gereis het om te gaan praat oor grondonteeneming sonder vergoeding. Dalk word plaasmoorde ook genoem, en terwyl hulle daar is, kom die regering en sê, dit is nie aan die gebeur in Suid-Afrika nie. Eerstens, julle versprei leuns en julle word aangekla van hoogverraad. Ja. Jy weet, dit is miskien aanduidend daarvan hoe vertiel hierdie oefening eintlik is. Om die waarheid te sê, jy weet, om die een dag iets kwyt te raak en die volgende dag presies iets te doen wat teenstrydig daarmee is tog aanduidend van hoe
hoe belaglik hierdie hele aantuiging eintlik is. En die waarheid te sê, en ek stem saam met hierdie individue waar hulle sê, hulle gaan nog nie veel daaroor steur nie, hulle gaan nie slapelose nagte daaroor hê nie, ek sou ook nie, maar die beginsel is, dis nog steeds nie lekker om aangekla te word van so ernstige misdaad nie, want in die oë van die publiek, veral jong publiek wat nie vertroud is met die reg nie en met die definisies en die elemente van die misdryf nie, klink dit baie ernstiger as wat dit eintlik is uit 'n regsoogpunt. Maar dit gesê, moet ons nooit vergeet nie, daar's politiek hier agter, en solank as dit politiek gedrewe is, dink ek sal ons van tyd tot tyd nog steeds sulke tipe van uitlating sien. Maar Dr. Kerloos, kan 'n politieke party dan nie ook van hoogverraad aangekla word as hulle 'n ander bestel in die vooruitsig stel? Ek dink jy slaan die spyker op die kop. Onthou ek het gesê daar's 'n paar elemente. Ek het vir jou die ene van getrouheid genoem en ek het vir jou hierdie sogenaamde ingesteldheid, hierdie hostile intent wat die Engelse van praat. Met ander woorde 'n definitiewe ingesteldheid om by wyse van geweld die regering van die dag omver te werp. Ek het daai twee genoem, maar ek het ook gesê daar's 'n onregmatigheidsvereiste. En as jy nie onregmatig gehandel het nie, kan jy nooit skuldig wees in 'n misdaad nie. In hierdie geval is die vraag om dit te illustreer, wat het hulle daar gaan soek? As dit was om te gaan verduidelik, of om Suid-Afrika se standpunt te gaan huldig, of sekere individue en groepe se standpunte te gaan huldig in die buiteland, hoe kan dit onregmatig wees? Want as dit sou wees, dan moet almal met my saamstem dat elke individu wat in hierdie land die laaste dekade of 2 'n opmerking gemaak het wat anti-regering is, of waar jy die regering van die dag self probeer onttroon en te vervang met iets beters, deur deel te neem aan demokratiese stemprosesse, is skuldig aan hoogverraad. En dit kan ons nou sekerlik nie die geval wees nie. Want dan is elke politikus in hierdie land en elke politieke party lankal reeds skuldig aan die misdaad van hoogverraad. En dit weet ons is nie die geval nie. Jy moet ook onthou, ons sit in 'n grondwetlike bestel. En dit is miskien die probleem waarmee ons heidaglik sit. Ek is een van daardie voorstanders om te sê dat die hele beginsel rondom hoogverraad argaïs is, herdink moet word in geheel. Daar's twee skole van denke hierso. Die een is die tradisionele skool van denke en dan is daar natuurlik die stelsel en die beginsel en die skooliere wat sê, maar dis 'n argaïese beginsel. Jy kan nie 'n grondwet aan die een kant en hierdie streng definisie van hoogverraad oor dieselfde kam skeer nie. Om die waarheid te sê, dit is eintlik half 'n teenstrydigheid as jy my vra. Dit is 'n vaag en 'n verwarrende begrip om mee te begin en dit dateer uit 'n era lank voordat ons 'n grondwet gehad het. 'n Grondwet wat 'n legaliteitsbeginsel het, verskans in artikel 35 van die grondwet, praat van dinge soos jou reg op vryheid van spraak. Ja. Jou reg daar om jouself te versoen en met mense te vergader van wat dieselfde tipe denke as jy illustreer. Die reg om in politiek deel te neem, om in optogte deel te neem, ensovoorts. Sekerlik sal jy met my saamstem dat dit direk instrydig is met hierdie aantuigings wat die MK-party byvoorbeeld aanhange gemaak het. Vandaar my opmerking dat ek dink dit is 'n tyd dat ons hierdie hele debat rondom hoogverraad heroorweeg en miskien het sy 'n nuwe wet daarstel en ons moet hom iets anders noem want dit kan nie die gemeenregtelike hoogverraad wees nie. Of ons moet net daarvan wegbly. En ons moet oppas om dit te verwar met ander misdade, byvoorbeeld sedisie, terrorisme, openbare geweld. Net om 'n paar te noem. En al hierdie misdade is natuurlik misdade teen die staat. Maar die vereistes is verskillend, maar wat ons hierso mee te doen het is definitief nie hoogverraad. Ek is bly jy verwys na terrorisme want ek dink mense is geneig om dit saam te groepeer, hoogverraad en terrorisme of terreur. Wat is die verskil tussen die twee? Ek het begin deur te sê dat hoogverraad 'n gemeenregtelike misdaad is. Met ander woorde, dit kom van ons voorvaders af. Terrorisme geskied in terme van die wet op terrorisme. Met ander woorde, dis 'n statutêre misdaad. Daar is 'n wet aangeneem deur die regering van die dag op 'n stadium in ons verlede, waarin hulle gesê het, as hierdie en hierdie plaasvind, dan oortree jy hierdie wet. Die wet op terrorisme. Vandaar terrorisme as 'n misdaad. Nou niks keer die regering miskien in die toekoms om te sê, ons wil 'n nuwe wet daarstel, en ons wil hom iets noem wat vergelykbaar is met die hoogverraad van oudsdan. En as jy dit oorskry, dan pleeg jy 'n misdaad nie. Maar op die huidige is daar 'n groot verskil. Onthou, terrorisme kan op 'n ander wyse plaasvind. Dit het statutêre elemente wat gestel word in die wet self. En elkeen van daardie elemente moet klinies na gekyk word voordat jy kan skuldig wees. Maar in hierdie geval wat ons te doen het en wat die onderwerp van ons gesprek voer, dis gemeenregtelik,
dit is die ou elemente van die misdaad waarin voldoen moet word en definitief is dit nie van toepassing nie. So om dan nou saam te vat, dink jy dat hierdie klagtes van hoogverraad suksesvol sal wees teen die individue van Nee, ek is nie oortuig daarvan nie. Ek dink hierso aan sake soos Banda, in 1989 saak in die destydse Witwatersrand Hooggeregshof, daar was Zwane se saak, ook 89 as ek reg kon onthou, ensovoorts. Daar is voorbeelde van hoe die howe kyk na hoogverraad. En tot op hede, met die uitsluiting van die Boeremag verhoor, was daar nog nooit weer so vervolging ingestel, sedert die grondwet in werking gestel is nie. En ons moet nie die Boeremag saak verwar met die huidige toedrag van sake nie, maar daar in daardie saak was daar definitiewe getuienis voor die hof wat aanduidend was daarvan dat daar 'n gewelddadige ingesteldheid was by die betrokke individue om die regering omver te werp. So dit was definitief hoogverraad. Maar wat ons hiermee te doen het, verskil wesentlik daarvan. Hierso het ons net mense wat doeteenvoudig die waarheid gaan openbaar iewers in die buiteland. En solank as wat Amerika nie 'n vyand van Suid-Afrika is nie en nie in 'n staat van oorlog met Suid-Afrika is nie, sodat die persone wat soontoe gegaan het, hulle gaan skaar het by die vyand dan nie, kan daar nie gesê word dit is hoogverraad nie. Dit sou 'n ander storie gewees het as daar 'n definitiewe oorlogsverklaring was tussen Suid-Afrika en die VSA op hierdie stadium van die verrigtinge en hierdie persoon het hulle self dan aan die kant van die Amerikaners gaan skaar teen Suid-Afrika. Dan definitief iets anders. So ons kan met groot vrymoedigheid nog steeds met ons vriende in die buiteland praat oor die land sonder om aangekla te word van hoogverraad. Absoluut. En ek dink al wat hierdeur plaasvind is, die regering skep 'n platform in 'n howe. En die oomblik as dit in die howe is, dis dit eintlik openbare dokumente, openbare nuus, die media toegang daartoe as algemene reël ensovoorts. En dit beteken dat die waarheid gaan uitkom. Want jy kan vir jouself indink dat 'n beskuldigde, as hulle 'n goeie regspan het, gaan nie aarzel om natuurlik feite voor die hof te plaas ter illustrasie van die waarheid wat hulle gaan verkondig het nie. En mense moet nooit bang te wees vir die waarheid nie. Dis so eenvoudig soos dit is, want die reg sê solank jy die waarheid praat, kan jy nooit skuldig wees nie. Wat ook vir my kommerwekkend is die feit dat mense in hoëgeplaaste posisies in die land nie die wet van die land verstaan nie en die verkeerde stappe volg en stappe doen om hulle punte te probeer uitdra. Ja, ek dink dit is natuurlik om politiek te speel. Daardeur probeer elke politieke party natuurlik een of ander voordeel vir hulle self bewerkstellig en dit is populisties. Ek het gesien dat baie individue veral in hulle antwoorde in sosiale media kan nie wag om hulle ondersteuning uit te spreek van hierdie sogenaamde hoogverraad en dat hierdie persone vervolg moet word nie, maar dis leuke. Dis persone wat doeteenvoudig agter hierdie politieke leiers aandrentel sonder om bewus te wees van die ware toedrag van sake nie. Dit is die eerste ding. Die tweede ding wat daarmee gepaard gaan is, ons moet onthou dat die meeste van ons ministers en politieke leiers en politieke partye hopelik goeie regspanne het wat hulle adviseer. En ek vra die eenvoudige vraag, het hulle nie die moeite gedoen om net eenvoudig eers navraag te doen en regskennis in te win voordat hulle sulke populistiese uitlatings maak nie. Ja. Want as hulle dit sou gedoen het, dan sou hulle gesê het, wag so bietjie. Kom ons staan terug. Kom ons noem dit nie hoogverraad nie. Kom ons noem dit iets anders as ons dan nou daarvan iets wil maak. Maar om dit onmiddellik daar 'n ketting daaraan te heg en te sê hierdie ding word geetiketeer as hoogverraad is wat my aanbetref sommer net 'n skiet na iets in die donker en die hoop dat iets tref, maar daar gaan wragtig niks getref word nie. Dr. Kerloos, altyd lekker om met jou te gesels. Baie dankie dat jy 'n draai kom maak het. Groot plesier. Dis Dr. Louwelen Kerloos, strafregkenner wat hier by ons op die bank kom sit het en jy's ingeskakel by Pretoria FM se regsgesprek.